Goeiemiddag ouers, seuns en dogters. Is ongelukkig groot voorreg om hier te kan wees. Saai liggies gee my gou kans. Ek sê vanoggend vir die personeel, toe ek wakker word en die opstap, toe besef ek, ons het ongelukkig groot voorreg. Toe ek sien al die wedstryde wat nou plaasvind vandag. En ek sê nogal vir een van my vriende, hier spaar groot games wat plaasvind. En so stap ek hier in, toe besef ek, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om hierdie Clash te kan open van 2026. Daar was ongelooflik goeie gees reg deur van die hockey, van die netbal, van die juniors. En ek wil 'n versoek doen op ouers, asseblief, ons het die kinders weerskante gesit, die voorbeeld ouers in die middel gesit. So ek vra asseblief baie mooi, ons maak hierdie jaar 'n ordentlike Clash, sluit ordentlik af. En ons maak seker, ons gedra onsself. Ek moet dit noem en ek moet dit vir jou sê, as jy self nie gaan gedra vandag nie, gaan ons jou verwyder. Hier is polisiebeamptes wat hier rondloop en daar is sekuriteit, so ek vra baie mooi as jy self nie kan gedra nie, dan gaan ons jou verwyder. Seuns en dogters, van my kant af wil ek sê, julle is baie welkom. KS, baie welkom. Dit is vir ons 'n voorreg om julle te kan huisves. Dit bly altyd 'n voorreg om te kan deelneem en dit bly 'n voorreg om vriende te kan wees. Ons sê altyd, ons bou vir dieselfde. Dit gaan moeilik in skole en elke skool probeer sy bes om 'n skool te laat bestuur dat dit die beste is van daai skool se vermoë. Al ons onderwysers doen dieselfde doel. Dis hoekom dis lekker om vriende te kan verwelkom. So aan my kant af liggies, kom ons gee vir KS lekker aan 'n klap. Dan wil ek ook KS en liggies se BL-voorsitters verwelkom. Ouers speel 'n groot rol in ons gemeenskap en BL-voorsitters is mense wat voorloop. So van my kant af welkom elkeen en welkom aan die BL-sport en hulle gades wat ook hier so is. Ons hoofde se gades wat hier so is. En dan baie belangrik, so 'n dag kan nie plaasvind as daar nie 'n borg is nie. En ons moet regtig, ek wil hê ons moet nou asseblief vir FNB 'n groot hande klap gee. Want hulle is ongelooflik wat hulle vandag doen. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Ons verwelkom van my fellow Sisi, Pieter Koetse, Estelle Koetse, Andrei Potgieter, Jolien Potgieter en Isabelu Lokile wat van FNB af is. Kom ons gee hulle nog 'n lekker hande klap. Dan wil ek my liggies welkom. Liggies, dit bly 'n groot voorreg om julle hoof te wees. Dit bly 'n groot voorreg om te sien hoe jy glimlag. Ons tema wees die verskil. So dankie vir elkeen wat opgedaag het en sterkte vir die wedstryd wat nou gaan plaasvind. Julle is hier om na my te luister nie, julle is hier om te sien hoe die seuns en dogters speel. So ek gaan asseblief vra dat al die KS en liggies vir ons kom aantree, dat ons wag vir ons eerste spanne wat nou sal opdaag. So van my kant af, Clash 2026 is amptelik geopen en kom ons maak seker ons onthou hierdie dag en ons maak seker ons is daar self. Dankie dames en here.
1, 2, 1, 2. You can see me coming through. I'm nice and loud in this ear, so is it coming through on your side? Dames en heren, ons gaan vooral die twee eerste spanne kom aantree. Ons gaan dan die skoollied sing, ons gaan eers gaan mekaar voorstel. Ons gaan die skoollied sing, die seuns gaan soontoe kyk. Ons gaan die skoollied sing, na dit, dan gaan hulle kan uithardloop, dan kan die wedstryd begin. Soos ek dit kan vra, as KS hierdie kant kan aantree, en as Lichtenburg hierdie kant kan kom aantree. Sê vir die goeiemiddag hierso by Hoërskool Lichtenburg in die Noordwes provinsie. Die FNB Classic Clash tussen Hoërskool Lichtenburg en KS wat vandag hier plaasvind. Die eerste spanne gaan nou binnekort opdraf. Manne is hier voor die paviljoen by mekaar. KS se manne wat nou hier verskyn. En ons sien uit na 'n dag se lekker rugby. Reeds 'n dag se lekker rugby gehad het. Hierdie wedstryd behoort glad nie teleur te stel nie. Ons sien uit na 'n lekker wedstryd. Oké, seuns en dogters, kom ons nou gou stil. Ons gaan die skoolliede sing, dan gaan ek en die Rennie gaan onsself voorstel aan die spelers.
En as hulle klaar is, kan hulle terug beweeg en dan gaan ons uithardloop, dan kan die clash by die eerste span rugby begin. Ons gee vir KS die eerste geleentheid om hulle skoolie te kan sing. Okay, ligte gebeurs weer. Verskyn amptelike verrigting is verby, skoolliedere is gesing, die hoofde het elkeen handdruk gegee daar, en Rennie Brand van KS en weer Martinus Stoot van Lichtenburg. Wat die heers by die veld. Leerlinge het opgedaag, toeskouers het opgedaag, die spelers het vandag opgedaag en vir sy mooi wedstrijd te gee. Die vandag met sy span op die veld krijg. Ja, die manne is op die veld, toeskouers moet nou net van die veld afkom en dan kan ons begin.
FNB Classic 2026 tussen Hoërskool Lichtenburg, die tuisspan en Klerksdorp Hoërskool KS, ons besoekers. Ons het 'n lekker sonskyndag en die wind wat soos gewoonlik waai hier op Lichtenburg. En ons sien uit na lekker rugby vandag. KS, dit lyk vir my gaan die wedstryd begin, hulle gaan die afskop kry en Lichtenburg gaan speel van suid na noord. Hulle skerm van regs na links voor ons verwag. KS wat 'n lekker sterk wyntjie agter hulle het. En van hierdie wyntjie moet benut, want jy moet altyd op Lichtenburg die wind benut. Goeie skop daar terug geskop deur Remotusi. Hy skop die bal uit. Hierdie lynstag gaan plaas van net so 4 tree diskant Lichtenburg se 10 tree lyn en KS gaan die eerste lynstand kan ingooi. KS voor en jy kan sommer duidelik die wind se invloed op daardie ingooi sien, die bal word oorgewaai na Lichtenburg se kant en toe sê die bal, hy gaan hom op die voet sit. Een lekker hoë hangskop, het hy skop op die vlok van KS, goed gekontest deur Lichtenburg, maar baie mooi gevat uit die lug uit, skitterend gedoen seun. KS wat hierdie bal af, hierdie rak afdwing, net so binne hulle halfgebied. Kom die bal uit, hulle gaan 'n pot opsit. En Lichtenburg wat hard werk op die verdediging en dit terugdryf. Kom die bal uit KS se agterlyn. Ons nie 'n goeie aangee nie, die bal moet aangeslaan word, my skeieregter sê is agter toe. Hy kan aanspeel, KS probeer die bal veilig maak, en tril hom tog terug. En hy word kantlyn toe geskop weer 'n keer, hy gaan nie uitwees nie. In die hande van Carabello, Lichtenburg se gevaarlike heel agter wat die bal vorentoe skop en agterna sit en hy gaan 'n goeie bal en hy gaan die eerste 3 kom. Eerste 3 van die wedstryd. Skitterend gedoen Carabello. En dit het die hele briljantheid van sy kant af. Mooi geskop, agterna gesit, voluit gehardloop en hy kry die gunstige bounce van die bal en die eerste punte is op die bord. Lichtenburg 5, KS 0. Baie goed gedoen daar so deur Carabello. En Univat wat die 2 punte byvoeg vir 5 skop en Lichtenburg wat 7-0 voorloop teen die wind. Soms so 3 uit niks nie sal 'n man sê, maar hy heel agter sal sê ek het dit beplan. Ek het geweet daai bal kan regspring vir my en hy, soos hulle sê, die skop is altyd net so goed soos die chase en hy het hom baie mooi agterna gesit, voluit gehardloop en eerste punt is op die bord. Die span van KS nommer 1 is Rico Leroux, die hakker is De Wyk Pretorius en die vaskop is De Walkoetse. Op die slot het KS vir SG de Klerk op nummer 4 en Jaden Niels op nummer 5. Lekker diep afskop, baie mooi en dan word hy toch agter toe laat val, maar mooi reggemaak deur Lichtenburg. KS wat indonder daarso. Lichtenburg wat die bal wil veilig maak, hulle sal 'n lekker exit wil hê hierso, 'n veilige ene. En eers weer hom opsit voor, vat hom hard in voor. Kom hy toch terug weer. Nieuwoud wat afgestorm word en Lichtenburg wat die bal in die hande kry, het reg gewees om te speel want hy is aan kant geplaas deur die touchdown. Lichtenburg wat wag, Molloy wat die bal in die lug sit, weer 'n lekker hangskop op die linkervoet, baie mooi gevat deur KS, die verdediging is net so goed. En die losgemal wat plaasvind, so tussen die 10 tree lyn en die halflyn, Lichtenburg se kant van die veld, as KS wat optel en vorentoe werk. Lichtenburg vinnig op die verdedigingslyn lê mooi in plek, weer KS wat nog 'n fase opsit, goed gedra daarso. En dan kry hulle die strafskop wat toeken vinnig gespeel. KS wat vorentoe dryf, hulle ten minste 10 tree gewen, word die bal teruggespeel, steeds in Lichtenburg wat verdedig en hier gaan KS van die 3 druk, skitterend gedoen, briljant gedoen, maar swak verdediging deur Lichtenburg. Daar was te veel arms gewees en hierdie kroegdeurtjies is oop gehardloop. Baie mooi 3 daar so vir KS wat dadelik terugslaan en hulle is dadelik terug in hierdie wedstryd.
Lyk soos een van die slotte wat daar gedruk het. Nie sy nommer mooi optel nie. Het lyk toch of die 7 flank kan wees. KS wat net hier die vervuifskop gaan plaas, en intussen kan ek vir die sê, die 6 flank is Arabello Maseka, en die 7, die man wat die 3 gedruk het, is Daniel Skooman. Baie mooi 3 gedruk Daniel, en dan die 8ste man is Gerrit Koen. Die skoppale tussen die pale deur die vervuifskop is goed, en ons het binne minute is het 7-11. Baie mooi teruggekom KS. Skramskakel van KS is Jonathan Ingram en die losskakel is Brandon Matthijsse. Op die linkervleer is Velzano Skalkwyk. Marco Symington is die binnensenter en Simpiwe Nego, lyk vir my soos Nero, ekskuus Simpiwe. Simpiwe Nero is die 13 en op 12 het hulle vir Tristan Masango met die heel agter Jaden Turner. Ligtemerg vir die wedstrijd begin, KS wat die bal bemeester. Man wat 2 manne daar grond toe hardloop, ons het Ligtemerg wat toch deurkom op die verdediging. KS wat die bal beveilig, wat hulle terugspeel, gaan hom weer voorop sit, weer 'n harde connectie daar so deur KS. Stanley, hy word toch teruggespeel in die hande van die loskakel, wat kantlyn toe gaan skop, gaan nie uitskop nie, teruggespeel binne toe, is Riamotus hier die gevaarlike skram af van Ligtemerg, dan terugspeel daar vir sy vleuel, en goed gaan, maar dan trap hy toch uit, en trap toch uit daar so. Staan is, kyk gou weer hier op die kyk weer, 'n groot handoff daar van KS, baie goed gedoen, 2-3 manne wat het kos om hom grond toe te kry. Ja, hier word nie genade gegee of gevra nie. KS wat weer wegbreek van die lyn staan af, het was daarom hulle ingooi wat hulle bemeester het, so gelyk of hulle hom kan verloor, maar die manne wat hard werk daar nie losgemaal, Ligtemerg wat inklim, hulle wil nie terugstaan nie. Die bal terug, KS wat hier 'n pot opset met hierdie groot baldraers van hulle. Bal wat mooi vanaf uitkom en word hy teruggespeel na die agterlyn toe. Die hande van die binnensenter het so binne te trap en dan kry Ligtemerg hom toch in die hande. Ligtemerg wat hom probeer ophou so, die ref call daar is 'n mol, so die bal moet uitkom, maar KS krim af, maar hy was gekol. Ligtemerg het baie goed verdedig en hulle word beloon. Hulle man op en hulle kry die bal by die skram. Gou vir die bank van KS, die bomsquad, soos ons deesdae daarvan praat. Op 16 het ons vir MP Willemse, op 17 het ons vir Jandrey Kap, 17 is M.J. Sandman, 18 is Piet Hofman, Ekskuus, ek is nou deur mekaar by die nommers. M.J. Sandman, ja, is die 18, 19 Piet Hofman, en dan sit 'n strafskop hier by die KS afdeling van die skram af. Ligtemerg wat nie regverdig daar so skram nie, en hier is 'n strafskop wat afgedwing word. 20 is Ralston Wilson, 21 is Dylan September, 22 is Marcus Jantjies, en 23 Jaden van Staden. Net vir my KS wat besluit hulle gaan kantlyn toe gaan, hulle wil hierdie wind gebruik. En die lyn staan afdwing hier. Probeer. Bal is uitgeskop. Vlagman kom staan hier so 10 tree buite die kwartgebied van Lichtenberg. KS wat gaan die lyn staan kan voer. Naker de Wyk Pretoria is wat nader staan. Skeieregter wat sê, nee manne, kom, maak vir my die gap oop, dat ons kan regverdig ingooi, praat hard hier met die manne, goeie kommunikasie van die skeieregter, De Wyk wat ingooi, Ligtemerg wat pla, en dan kry KS hom baie mooi in die hande, baie goed gered daar, kom die bal uit, hy gaan agterlyn, is in die hande van sy loskakel, kry sy binnensenter, wat daar so hard kennis maak met Ligtemerg so 12, en ek dink die strijd wen, want hy kom oor die voordeellyn, Ligtemerg wat pla, jy mag die 9 speel daar nie, Ligtemerg skeieregter wat voordeel gee daar, en dan gaan hy sê nee,
kom terug, hoor, dit is daarom net vir 'n skram, dit is nie 'n strafskop nie. Vinnig kyk na die span van Lichtenburg. Op loskop, het is vir Ruben Pretorius, die hakker is Johan Duisel, met die bynaam Vis, jy sal hoor ek praat van Vis deur die wedstryd. Nummer 3 is Tommy Drinkwater, nummer 4 is George Pingutsa, hy is ook die onderkaptein, nummer 6 is Miguel Gonzalez, 5 is Miguel Gonzalez, 6 is David Passetti, 7 is Philip Jacobs, 8 is Jaco Lotter, 9 Riamo Tusi, 10 is Waylon Savage, 13 Dries Pretorius, 12 is Tatu Seabu, W. Liebenberg, 13 die kaptein, Wusi George 14 en 15 is Karabelo Gamanyana, wat die eerste 3 vir Lichtenburg gedruk het. Sterk skram deur KS, die bal gevoer, die 8ste man wat hom opdra, Lichtenburg wat moet keer vir Albert Lewertes en hy het so 10 tree gevorder, goeie dryf daar, dan sit hy hom weer terug vir een van die groot voorspelers, bal wat agterlyn toe kom, mooi deur die hande beweeg, en sit hier so Lichtenburg wat die tackle mis, en die word mooi, voor te werk, en die nummer 14, so, enkel tap op hom, maar hy steer, skydsregter vir die 3 te kom, en Vlagman was mooi in posisie, hy het gesien en hy sê nie, niemand is uit die kantlyn is geraak nie, 3 vir KS, weer eens net daai binne toe gaan op die verdediging en die sentere gaatjie gegee, en dit is 14 van KS, Tyron Masango vir die 3 druk, Tyron Masango wat oorgaan, kyk weer na daar die 3, baie mooi deur die hande, en dit is Lichtenburg wat daar so die 13 binne toe duik, en prachtig is maar Sango om, hy word geenkel tap daar op die ouene deur die heel agter Karabelo, maar voete was veilig in, en is 'n 3 vir KS. Kop van die kantlyn af, met die wind aan sy kant, kyk of hy hom mooi kan lees, Loskakel van KS, kom vorentoe, tref hom baie goed, en is 'n baie mooi skopie van die kantlyn af, waar hy is net aan die regterkant verby. Baie goeie skop, 2 vlagmanne was mooi in posisie, en ons kon ook die skop mooi hier van die paviljoen af sien, en hy is net verby. Baie hoog geskop, want wat bietjie effek gehad het daar so op die skop. Aan Univout wat die wedstrijd weer begin, hy laat hom lekker hoog hang, die wind druk die bal terug en die Lichtenburg se kant, en dan word daar onder deur 'n man gehard, dit is nie 'n spressie, dit is 'n ongeluk. Lichtenburg se vleuel wat baie hoog opgegaan het daar so, maar ongelukkig vir KS is dit hulle man wat onder deur hom hardloop en die skeieregter het 'n strafskop toeken, en dis net 'n strafskop werk, niks anders daar nie. Word die bal uitgeskop deur Lichtenburg, hulle gaan bietjie in KS se kwartgebied kom kuier. Kyk of hulle voordeel kan trek hier uit. Die bal gaan ingegooi word deur Vis. Duisel wat ingooi, hy word agter bemeester, maar Lichtenburg word teruggedryf daar, so die man het nie lekker toe hy die bal gekry met die opponent op hom. Hy kry toch die bal terug en Lichtenburg wat hom opsit is weer Vis, die Duisel wat vorentoe dryf. Lichtenburg wat hom gaan terugkry, Riad Mutusi wat moet wag, dan kry hy hom toch terug, is hy baie goeie aangee, maar die skeieregter het 'n strafskop toeken. Strafskop van Lichtenburg. KS wat lyk my nie weggerol het daar nie, hy ken die strafskop toe. En Lichtenburg besluit hulle gaan pale toe skop. En Univout wat nader kom. Goeie besluit, kry elke punt wat jy kan kry teen hierdie wind. Kry al die punte wat jy kan kry, goeie besluit. Univout. En vorentoe tref hom goed en hierdie bal is tussen die pale deur, baie mooi aan jou, goeie skop, en nou skielik Lichtenburg wat nader kry, 2 punte verskil, daar is 12, Lichtenburg het 10. Net vir die sê op Lichtenburg se bank, die Bens het hulle vir die hand evenaar vir Adrian Kombrek, Tyden Williams, Gerald Boyse, Xavier Kombrek,
winnaars Ruben die Swarts, Anjo Nieuwoud en Somrapile Tjojane is die volle 23-tal van Lichtenburg daar in Mofri gegee. KS vir die wedstrijd begin, hy skop hom lekker diep, wacht vir Jan Betoesie wat hom vast van sy 5 terug in sy doelgebied. Speel hy die bal binnen toe en dit is al gevaarlike Karabele en hy vly ongelukkig Lichtenburg wat baie reën die laaste tyd gehad het, so die velde is versadig, daar is al baie vocht in die gras en die skeieregter sê daar was net geglei met een slip-up, hoë tackle en hy gaan net een strafskop toekom. Skeieregter het die wedstrijd baie goed hanteer so ver, en die keer mooi met die seuns. Ja, Matusi wat kantlyn toe skop is baie moeilik met die wind, maar hy kry hom uit. Hy moes saam met die wind geskop het, die bal is uit nou tussen Lichtenburg se kwartlyn en die 10 tree stoppelyn. En Fissie Duisel gaan weer inkry. Hierdie Fissie het so deur sy hoërskoolloopbaan in 'n groot vis ontwikkel. Hy sien nie die klein visie nie. Eyster hakker van Lichtenburg. Matusi wat daar deur 'n klein gaatjie kom. Lichtenburg gaan die strafskop afdwing. Hierdie kan 'n groot verligting bring aan die Nieuwoud wat nader staan. Anjo is toch Anjo wat die skop gaan vat. Dit is steeds Ria met die linkervoet. En hy gaan kyk of hy verligting kan bring van halfpad is 'n Lichtenburg kwart en 10 tree lyn. Hy moet te ver uitskop, hy wil seker maak hy is uit en hy verplaas die spel na halfpad is 'n Lichtenburg se 10 tree en die halflyn. Kan sien die vlagman wapper die vlag, die wind is baie sterk van noord na suid, die wind is agter KS, daar is met die wind binne, daar bly nog so 19 minute oor in die eerste helfte, ingegooi deur Fissie, baie mooi gedoen daar deur die slot, die skeieregter gaan sê nee, hierdie een is skeef, en KS het die opsie, gaan hulle weer 'n lyn staan vra of gaan hulle skram, dis 'n wyse ding, die skram lyk baie sterk, baie moeilik in die wind, die lyn staan, verkies die skram. Dis die twee stitte van KS. Rico Leroux en Deval Poetser wat nou al baie bal gedra het vandag. Ruben Pretorius Lichtenburg se loskop, hy praat met die skeieregter met 'n paar goedjies uitklaar om die drinkwater op die vaskop. Duisel maak die vooruit vol. KS se vooruit, soos dit Rico Leroux, de Wyk Pretorius, de Wyk Poetser. 6 groot manne daar in die vooruit. Kom die bal uit, is KS Aksman wat wyd breek. Hart 'n bietjie lateraal, hy kry toch die bal uit, Lichtenburg se verdediging wat hou. Daar is 'n man oor die bal, maar hy verloor sy voete ongelukkig. Nummer 12, Patrick sy voete verloor. Daar is wat weer 'n fase opsit. Lichtenburg se verdediging wat mooi hou hier om die breekpunte. Ons het aan die Nieuwoud wat opskiet, maar hy word geklop hierso. Die Boetse wat met hard werk om te raak en ons haar voordeel vir die KS in die strafskop. Tackler not rolling away, sê die skeieregter, hulle het nie weggerol vanaf genoeg om KS kans te gee om vinnig te speel nie. En KS het besluit te gaan weer kantlyn opsoek, gebruik die wind, soos ons sê, jy moet die wind gebruik. Okay, en anders het nou Reine Matthijsse wat hierdie bal uitjaag op die kwartgebied. 18 minute wat oorbly in die wedstrijd. Daar is 12, Lichtenburg 10. Lichtenburg wat goed in teen die wind so ver. Daar is om weer uit die helfte wil hê. Weer ingegooi en word ongelukkig aangeslaan deur KS. Lichtenburg het voordeel. Van bal veilig maak hier so, Matusi wat weer daar van die skram af kan skop, is 'n baie goeie skop hierdie van Matusi, Lichtenburg is in posisie om te kompeteer, het weer die bal teruggekry, goeie werk, dan het Ria Matusi en hy gaan hom hierdie keer diep veld afskop, daar is niemand agter en hier Lichtenburg wat agterna sit, bal wat mooi spring vir Lichtenburg, niemand het die bal optel, word hy vorentoe geskop,
Hy gaan, maar die skeieregter gaan hulle terugroep en sê nee man, daar was nie, kan nie voordeel wees nie. Daar sê meneer Lichtenburg by daai bal gaan uitkom voor KS nie. En hy gaan die skram toeken aan Lichtenburg. 2 baie goeie skoppe deur Riamutusi, maar sy pak voorspelers wat vir 'n mooi platform gegee daar. Baie mooi die een skop, lekker hoog geskop om dit contestable te maak. En jy sien as niemand agter, gooi hom agter, lekker diep waar niemand is nie. En Lichtenburg wat baie druk van homself afval. KS wat hierdie skram gaan voer. Jonathan Ingram wat hierdie bal gaan voer. Jonathan Ingram, nou sit 'n mooi skram van Lichtenburg, maar KS kom toch terug. En dan Braden heel agteruit en terug. Karabelo wat hierdie bal aanslaan, dit is onnodig. En sy hande was glad teen posisie om hierdie vangskoot waar teen met gelyk of 'n cricketbal wil vang. Karabelo, jy sal reg maak, ons weet dit. Ek dink die wind het hom bietjie aan kant gevang, hy was dalk bietjie te vinnig op die bal, vinnig ingehardloop vir hom, so ek sê het gelyk of hy 'n cricket vangskoot wil waarneem. Maar nou ja, ons is nog nie Springbokke nie. Foute mag insluit, baie goeie skop gewees van Brennan Matthys om die bal laag te hou. En KS gaan hierdie bal weer kan ingooi. Jonathan Ingram skram is tussen die kwartlyn en die 10-lyn van Lichtenburg. Dit is weer 'n sterk skram vir KS, agterman wat op tel vorentoe beweeg. 2 verdediging met die Dries Pretorius op hom, baie goed gedoen Driesie. Gerard Koenie, agterman wat so lekker die bal vorentoe dra. En as dit weer KS wat steeds die bal het en 2 hand tot hand bewegings wat hulle uitvoer, goeie halfluits wat plaasvind en skramskakel wat ombreek en dan Lichtenburg het so byna onderskep. Hy het gegaan vir hom, hy het regtig gegaan vir Dries Pretorius. 2 hande op hom gehad, maar hy kon nie die hande ophou nie. Op die bal hou nie en KS gaan net die skram kry. Maar hierdie skram kan plaasvind terwyl daar 13-14 minute oorbly, gaan hierdie skram plaasvind so tussen die 5-tree lyn en die kwartgebied van Lichtenburg, ongeveer so 10 tree van die doellyn af. Skeieregter wat praat met die manne die hele tyd, hy kommunikeer baie mooi, goeie wedstryd sover wat die skeieregter het. En weer KS Jonathan Ingram wees wat weer gaan voer. Kyk of Koen weer gaan optel, hy gaan inderdaad en hy gaan steelkant en weer Dries Pretorius wat baie mooi laag op hom ingaan en hom net daar stop. Goeie verdediging deur Dries, kom die bal terug. Word het Lichtenburg wat hulle terugduik. Maar KS wat die bal beskerm en dan doen hulle pick and drive hier so, mooi formasie wat hulle opsit. Lichtenburg se verdediging wat mooi hou, speel hulle 'n bietjie weier vir die ander stit. Die skeieregter het heeltyd met hulle praat en hulle uithou, sê no hands, wat reg is. Moenie daar in hande druk nie en dan kom hy weer uit na KS, is in die hande hier van 'n pragtige verdediging, skitterende verdediging, Lichtenburg wat afneem, hulle gaan die bal opsit daar so en probeer terugkry. KS wat kliphard inklap, maar die skeieregter sê geen voordeel nie. Nou advantage en hy gaan die skram vir Lichtenburg gee. Ok. Lichtenburg baie goed verdedig daar. Lichtenburg hierdie stadium 0-1 skram, hulle sal wel verbeter op dit. Het die eerste skram verloor. Kom ons kyk, kan julle die skram sien in die agtergrond hoe die wind waai, hoe hierdie bome waai. Baie sterk wind agter KS, so Lichtenburg wat baie goed doen. Ek het tyd vir ek het dit dalk voor verkeerd deurgegee. Die eerste span speel 35 minute, daar is nog 23 minute oor. Alhoewel ons 12 word, die amptelike telbord sê 12 minute, so ek is nie seker of ek vir die regte tyd deurgee nie. Ek het ongelukkig ook die tyd self gevat nie. Riamutusi wat hierdie skram kan voer. Lichtenburg se tweede skram van die wedstryd en is weer KS en is weer 'n strafskop vir KS. Weer 'n strafskop, Tommy Drinkwater wat geblaas word daarso. Die vaskop uit sy krieg afgegaan. Goeie skramwerk daarso. Deur KS. Rico Leroux van KS wat daarso hierdie ene wen teen Tommy Drinkwater. KS het 'n strafskop, hulle sit 'n formasie op vanaf.
speel hulle daai skramskakel en gee 'n lang aangee in die hande. Dit lyk weer soos Koen wat vorentoe gaan met die bal, maar Lichtenburg se verdediging wat hou is reg voor die pale. Daar is wat hom teruggee, is nie baie goeie aangooi nie, maar hy gee tog in die hande dan vir sy center en hy breek hier so 'n gapentjie by Lichtenburg wat skarrel en pad vir hom toe maak, dan word die bal terugspeel en dan verloor KS die bal. Bietjie opgekyk daar die man wat moes ontvang, opgekyk vir die verdediging, want die verdediging is baie naby aan hom. En maar ons mag foute maak, soos ek sê, julle is nog nie springbokke nie. Goeie werk gedoen daar so deur Lichtenburg. Verdedigingslyn mooi in plek, nie die vir hulle onnodige spasie gee, hulle dit toegemaak. En Lichtenburg in die derde skramkop. Ons kyk of Tommy Drinkwater hierdie keer vast staan. Skeieregter wat sê die stability reg kry manne. Kyk mooi daar wat Drinkwater en Leroux teen mekaar skram, maar word hy ingegooi. En as dit hier man met hande in die skram, Lichtenburg se flank waar die bal hier terugklap met die hand, terugkrap met die hand. David Passetti, David, jy mag nie dit doen nie jong. En dan die skeieregter sê nee, ons gaan weer skram. En hy is nie tevrede met die skram en nou sê hy vir hom daar die skeieregter, don't use your hands, David, jy kan nie hande gebruik daar nie. David Passetti is 'n volksterrier, hy sal enigiets gebruik om sy span te bevoordeel. Uisterspelertjie van Lichtenburg, hy het vroeër hierdie seisoen selfs op stit gesak. Hy was al 'n skramskakel, baie veelsidige speler. Word die bal gevoer en is KS wat weer 'n baie goeie skram kry, Lichtenburg wat baie swaar kry in die skrams. Leroux wat die oorhand het daarso, maar dit is ook net so goed soos sy slot en sy flanke wat agter hom sak. En KS wat is 'n pak baie mooi saam skram hierso. Is gee dit Klerk en Arabelo Maseka wat daar so ook hulle kan bring op die kante van die skram. En KS het intussen nommer 16 het opgekom. MP Willemse is op die flank. Excuse MP wat ek jou nie vroeër gesien het nie. Ek sien nou by die skram is Willemse wat skram op 6. En hierdie keer kry Lichtenburg 'n strafskop. Hierdie keer is dit KS stit. Dit is wat Leroux wat daar moes ek nie afgegaan het. So ek sê die veld is bietjie glibberig, hy's vol vog, het baie gereën in Lichtenburg die laaste tyd, ons het nie baie sonskyn gehad nie. Die velde is versadig, en ons gaan nie kla oor die reën nie, want dit maak die velde mooi groen, en ons veld het swaar gekry het vir 'n paar jaar, so Lichtenburg gaan nie kla oor hierdie groen veld, en ek dink KS se seuns ook. Die spel is verplaas nou intussen, spel verplaas tussen die 10 tree van Lichtenburg en die halflyn. Die wedstryd het heeltyd gespeel word in Lichtenburg se gebied. Dit is te verstaan want die wind is baie sterk agter KS. En hy sal wat ingooi. Dit is baie skeef, die wind wat vat en is weer Koen wat 'n baarskuin speel. Wat vorentoe gaan daar, baie mooi gedoen daar. Deur die agste man van KS. Kom die bal terug, George Benguzi wat vinnig opgeslaan, as die vuurstoot vir KS wat hom indra, word hy omgedop, maar spelers doen goed om te beskerm daar, kom die bal terug in die agterlyn, en dat prachtige buitslag van Tatu Sahabo, die loskakel wat so bietjie getas het na die bal, en dit het Tatu 'n kans gegee om die duik in te kry, dus het Lichtenburg van nummer 4 wat 'n goeie duikslag inkry daar, KS, hulle verloor die bal, Lichtenburg wat 10 over possession kry, en die gaan hulle met hom, is in die hande van Karabelo daar, heel achter van Lichtenburg, van Jan en Karabelo sit agterna, hy dribbel hom vorentoe, maar ongelukkig hardloop hy verby die bal, en KS wat op die bal val, baie goeie verdediging, so amper is Karabelo weer in, word die bal teruggespeel, hulle skop hom veld af, hy is nie uit nie, en word hy in die hande gekry deur die enigste Karabelo wat besluit aan die ander kant te gaan, en dan, soos ek sê, die veld wat nie baie stabiel is nie, trap hy en hy gly, en baas al die momentum daarmee in, Ria Mutusi wat gaan skop vir die kantlyn of vir die hoek, bal wat mooi binne by ons en hy gaan uitgaan, 'n baie goeie taktiese skop van Ria, net soos sy taktiese skopwerk is baie goed in die wind. Hy doen baie goed sover, Ria teen die wind in, en Lichtenburg wat rarig in die game bly, baie mooi in die game bly. Ek is nou heeltemal deur mekaar met die tyd, die amptelike telbord sê vir my daar 7 minute oor. Lichtenburg het 10 KS
Die wintende blaai speel 12 punte. En dis KS soek 'n Wyk Pretorius wat kan ingooi. Pragtige bemeester deur Lichtenburg. Ria Mutusi wat vir Tommy Drinkwater daar uithaal en sê ek soek die bal man, kom help hier agter. Ons is veilig. Ria Mutusi wat weer voor, dis in die hande van George Benguchu en George wat vorentoe dryf, sterk speler en hulle hou hom van die doellyn af. So man van KS wat onder hom lê en met 7 flank wat goed gedoen het om die bal dood te maak. Is ook die man met die eerste 3 gedruk het, dan Daniel Skoeman wat baie goed doen daar in die verdediging. Voorspeler van KS wat vir George al uithou vir te verdedig. Skeieregter wat die skram vir Lichtenburg gaan gee. Praat weer daar met die seuns, hy verduidelik vir hulle wat het verkeerd gegaan daar. Hoekom is dit nie 'n 3 nie? Maar hierdie 8ste man van KS, Gerard Koen wat 'n baie mooi wedstryd het. Ria Mutusi net so. Sit weer die inste Ria wat die bal gaan voor hom. 2 sterk skram weer van KS. Hulle skram Lichtenburg drukkel op aan hulle en as dit insny van Tati Sahabu. Hardloop ongelukkig terug na die traffic toe en KS is in staat om die bal terug te kry. Turnover possession vir KS nog steeds. En dan kan die skeieregter strafskop teken in Lichtenburg. Iemand het vasgehou daar. KS vir die bal vasgehou het nadat hulle hom afgevat het. En Lichtenburg weer 'n wyse besluit van die 3 punte manne. Goeie besluitneming, daar's 5 minute oor. Er is 2 punte agter hierdie skopkin en wat voorloop. En soos ek sê, teen die wind in. Teen 'n baie sterk noordewind. En die Nieuwoud wat teruggaan. En skop het tussen die pale deur. En ons Lichtenburg wat vir die eerste keer die thuispan, eerste keer die wedstryd voorloop. 13 punte nou teenoor 12 van KS die besoekers van Klerksdorp. Ryland Savage is hier op as die 10 van Lichtenburg. En ek het Handy Nieuwoud is die 10 wat die dra die nummer 10 kry hierso. Is hy vir die skopwerk waarneem. Afgeskop door KS, is die skop wat lekker diep. Is weer George Benguchu en film vir Ria Mutusi en dan vryke hulle, daar trek Ria Mutusi. En ongelukkig trap en daar trek hy steeds. Maar het baie speed, en lang aan die buitenkant. In die hande van die vleuel van Lichtenburg, maar KS wat skarrel vir die verdediger en hom in die hande kry en dan hou hy vas. En Lichtenburg wat die strafskop afstand, maar skitterende werk door Ria Mutusi. Maar weer eens door Ria trap om te sidestep te staan, niks onder hom nie. Die gras wat net eenvoudig leeggee, dis baie nat. Hoewel het nie nat lyk nie, onder die gras is daar baie vog. So dis baie moeilik om rigting te verander op hierdie veld, hy is lekker dik ook. Maar 'n pragtige breekstap deur Ria Mutusi, so vir 'n oomblik moes KS skarrel om terug te kom. En om van die doellyn weg te hou, maar hulle het dit reg gekry. Skop is geskop na die strafskop, die lyn staan geplaas van so 5 tree binne die halfgebied van KS. En die voer dan ook die lyn staan. En gegooi daar is op Lichtenburg wat afneem, baie goed gedoen. En nou ongelukkig gooi hulle die bal daar verby die speler op is ontvang en dan gaan daar 'n gaatjie oop daar aan die oorkant en is Lichtenburg wat pragtig vorentoe dryf. Daar's baie spasie, baie veld gewen. En KS wat hom nou weer afneem. Dis nou een vir my, een vir jou. Dan kom hy tog terug vir KS. Hulle moet net weer 'n bietjie die structures inkom. Hulle kan 'n pot opset hierso. En wag die manne in die agterlyn en die ander van die loskakel en hy kan terugspeel daar vir sy vleuel wat mooi insny. Die man wat die tweede 3 gedruk het, wat insny daar. En Lichtenburg se verdediging wat hou. KS wat nog gevaas het en ongelukkig die bal verloor. Lichtenburg wat hom omdraai, skeieregter sy voordeel. Speel aan sy manne en Lichtenburg kry voordeel. George Benguchu wat vorentoe gaan, maar dan word hy getackle. Skeieregter wat sê los manne, los.
Ria Mutusi daar so, Karabelo wat van los en dan skop hy die bal deur vir Karabelo agterna te sit, 'n pragtige skoppie. Baie slim gedink Ria. Lekker rolskoppie en met al die druk op hom waar die bal uitgaan. Goed gedoen deur Ria Mutusi. En ek moet sê Lichtenburg wat baie goed speel teen hierdie wind in. As ons net weer terugkyk hier so na Ria Mutusi se taktiese skoppie uit om daar laat deurrol. En dit is op die ou einde KS wat nie hande by gekry het of hom uitgeskop het, die Lichtenburg het hom laat uitgaan en dit laaste geraak soos. Op hierdie stadium KS wat 3 uit 6 van hulle lynstaande gewen het. Lichtenburg wat goed doen, hulle het 50% van die lynstaanbal gevat sover. KS wat dus weer gaan voor. Lichtenburg wat 'n goeie werk doen in die lynstaande teen die wind en ek moet sê die wind wat ook 'n rol speel waar hy lynstaande met 50% is en word daar agter gegooi oor die lynstaan. Skeieregter sy speel aan, is weer die agste man Koen wat hom opdra. Die man speel 'n balwedstryd. Groot seën. En van KS aan die ander kant te speel en pragtig in die hande van Hervoort, daar trek hy weer. En dan gooi daar die hande van die linkervoet wat voor het is kop. Sy die bal agterna, maar Karabelo wat mooi teruggaan en hy dra hom oor die doellyn, maar baie goeie druk van KS. Linkervleuel wat daar gevoed is deur sy regtervleuel. Skop die bal vorentoe, Karabelo wat mooi nie angsbevange geraak het, teruggehang het en hy het nie ander keuse gehad nie, het die bal oor die doellyn of die bal net voor die doellyn gekry en is toe oor die doellyn gevat deur Elzano Skalkwyk en KS het vir Oulaas fluit wat geblaas het, 35 minute is verstreke, KS het vir Oulaas 'n skram het op Lichtenburg se doellyn, 5 tree van die doellyn af. Kan hulle vir Oulaas hierdie wind gebruik agter hulle nog punte op die telbord bring. Van Koen weer optel, Gerard Koen, kom ons kyk, ingerol deur die skramskakel, Koen wat inderdaad optel en daar trek Koen, goeie verdediging deur Tatu Sabu, van die 12 af en dan kom hy weer terug, een van die groot man is die 6 flank wat hom indra, Lichtenburg moet uitrol daar, hulle rol nie en dan gee die scheidsregter die strafskop, voordeel, maar KS dra vorentoe, een van die groot manne is hy oor, die scheidsregter sê nie, hy is opgehou, maar hy gaan toch die strafskop gee, Lichtenburg wat nie gerol het, ja, as 2 manne wat bly lê het, het nie uitgerol het nie, partykeer is dit onmoontlik, maar die reël sê jy moet uitrol, en as jy die scheidsregter vra hoe moet jy uitrol, gaan hy steeds vir jou sê jy moet rol, baie moeilike reël daai, KS wat nou hard werk hierso, waar is die bal, kan hulle hom terugkry, hulle het hom toch terug, en dan lyk vir my hulle is oor die jak, scheidsregter gee hom, hy gee die 3 word toegeken daar, nommer 18 wat op die veld verskyn het vir KS, die seun het self nie geweet het, gelyk of hy self nie weet het om gedruk nie, maar jy kon het sien, die 3 gedruk daar, nommer 18 van KS wat op die vaskop nou is, M.J. Sandman wat die 3 druk, goed gedoen M.J. Mooi 3 gedruk daar deur KS, hard gewerk vir hom, alles begin met daardie aanval van die 2 vleuels op die steelkant en van Skalkwyk die bal mooi vorentoe gesit, skop het en alhoewel Karabelo hom gecover gehad het, was daar niks anders wat hy kon doen nie, hy is oor die doellyn geforseer en die 5 tree skram is vir KS gegee. Ons kyk wat gaan hierdie doelskop maak. Brendan Matthijsse wat vorentoe kom, tref hom weer baie, is 'n skitterende skop, baie hoog geskop weer 'n keer. Pragtige skop met die wind agterop. Ons gaan weer gou kyk na daardie 3. Lichtenburg wat KS het pick and drive. En ja, hy was baie mooi oor die doellyn, duidelik oor die doellyn. Geen twyfel nie, die 3 is toegeken deur die scheidsregter, baie mooi in plek. Hy het 'n baie goeie eerste helfte gehad. Halftyd wat aanbreek en nou gaan die manne gou daar iets die sandpad skoon met al die vlaggens nou kom, en dan kan die touw en steurleiders en dat die op die veld gaat, en hier vanavond kan die touw asseblief,
dames en heren, ons vra ook dat as die eindfluitjie blaas, Lichtenburg en KS, julle mag nie op die veld hardloop nie. As die eindfluitjie blaas, niemand op die veld nie, asseblief. Hulle het gesê ons moet pak. Nou kykers, dis halftyd hier op Lichtenburg in die Classic Clash van 2026 KS van Klerksdorp en Hoërskool Lichtenburg wat hom aanbied. Ons gaan gou 'n bietjie na die statistieke kyk in die eerste helfte. Daar was 1-3 aan die kant van Lichtenburg en 3-3 aan die kant van Klerksdorp waarvan hulle 2 verdoel het. Klerksdorp het 57% besit gehad en Lichtenburg 43. Lichtenburg het 1 van die 2 lynstane gewen en KS 4 van die 7 lynstane. Lichtenburg het goeie werk gedoen, moet ek sê, die wind wat 'n rol gespeel het. Dit is moeilik vir die hakkers om reguit in te gooi deur die wind. Lichtenburg het 2 uit 4 skrams gewen. Lekker opwindende wedstryd. KS wat nou eers die voortou gekry het op die einde van die eerste helfte toe hulle 3 gedruk het. Goeie wedstryd wat tweede helfte wat voorlê en met Lichtenburg wat wind af gaan speel en steeds in hierdie wedstryd is hierdie wedstryd nog lank al nie verby nie. Hoërskool Lichtenburg se cheerleaders wat hier optree. Ons het oomblik amper gesê trompoppies, maar dis cheerleaders, dis nie trompoppies nie. Tree hier op en hou die skare bietjie vermaak bietjie hulle maats, die paviljoen, die ouers. Daar is terug op die veld, gereed vir die tweede helfte. Lichtenburg sit in die kleedkamer. Michael Bondisio hard gaan praat halftyd, Henkie Smit, die ander afrigter en daar is vir jou, hulle gaan hard praat daar by die kant.
hierdie een nie weggegooi word en KS afrigter sou vir hulle gesê het, manne kom net terug, hulle het geprobeer in die eerste helfte, ons kan ook teen die wind. Ons wag steeds hier so vir Lichtenburg om terug te kom op die veld, terwyl KS op die veld is. Ja, ek sien. En gou so lang weer vir die net gou die span op die spanlys hardloop. KS op loskop regular wat begin het. De Wijk Pretoria is die haker, de Waldkoetse die vastskop. SG de Klerk is die 4 slot, Jaden Niels is die 5 slot, Arabelle Maseka is die 6 flank, Daniel Skoeman die 7 uit die eerste 3 gerig vir KS, Gerrit Koen, afste man met haar klipharde gunspeel, Jonathan Ingram is die skramskakel, Brendan Matthijsse is die rolskakel, Zeno Skalkwyk is die linkervleuel, Marco Symington is die binnensenter, Sipiwe Nero is hy 13, en Tyron Masango wat ook 'n rekeldruk in die 14 en Jaden Turner is die heel agter. MP Willemse was ook alreeds op die veld vir 16, 17 is John Kap, 18 Enie Sandpan het ook 'n rekeldruk opgekom van die bench en kom druk. Piet Hofman is in 19, 20 is Ralston Wilson, 21 is Julian September, 22 is Marcus Jankies en 23 Jaden van Aswegen. Terwyl ons dan nog vir Lichtenburg wag, hardloop is gou weer die Lichtenburg span. Loskop is Ruben Pretorius, nummer 2 is Johan Duiseljaker, 3 is Tommy Drinkwater, 4 is George Pingutsa, George is die onderkaptein, 5 is Miguel Gonzalez, 6 is David Passetti, 7 is Philip Jacobs, Jaco Lotter is die 8ste man, Riamutusi is die skramskakel, Wyland Savage is hier op as die loskakel, maar Hanju Nieuwoud wat die 10 trui dra, ek weet nie of Wyland op die veld is nie, ek vir my nie so nie. Dries Pretorius is die 11, hy het al mooi duikslae uitgeoefen hier op die 8ste man Koen. Tato Sehabo is die 12, W.J. Liebenberg 13 is ook die kaptein. Vusi George is die 14 vleuel en Karabello Gamanyani wat Lichtenburg die eerste 3 gedruk het, is die heel agter. Johan Dievenage is 16, Adrian Komrek 17, Tydian Williams 18. Gerald Boysen 19, Xavier Kempenaars 20, Ruben Lee Swarts 21. Soos ek sê, Danjo Nieuwoud het die 10 trui, alhoewel hy 22 op die spanlys is, en Sonwabile Tsonjani is 23. Lichtenburg is nou tussen terug op die veld, Danjo Nieuwoud met die bal, hy gaan die wedstrijd begin. Is nog Lichtenburg seuns wat opdraf in die kleedkamer uit, allemaal nog nie daar reg nie. George, Tatu en Ria wat opkom. Sien uit na spannende tweede helfte. Lichtenburg was 1 punt agter en toe KS gedruk. 1 punt voor bedoel ek en toe druk KS en dan begin die tweede helfte. Hanjo Nieuwoud wat diep afskop, die bal lekker laat hang in die hande gekry deur die regtervleuel vir KS. Wil hy so aftrap daar, maar hy word in die hande gekry net buite die kwartgebied van KS, die rak op, die bal teruggespeel, hy groot baldraers van KS, maar Lichtenburg, George Bengutse wat pragtig verdedig, hulle in die spore is tyd, hulle is nou binne die kwartgebied, Lichtenburg het mooi opgeskiet het en die spasie toegemaak het hy teruggespeel en loskakel wat skop, Dries Pretorius wat hom nie gaan binne kan hou nie, die bal is uit, kom ons net kyk wat sê die vlagman, as hy reeds uit toe Dries hom gespeel het, of het hy hom uitgeneem, ja, Dries wat die bal geraak het, hierdie lijnstang gaan vir KS wees, het werk toe nou baie mooi uit vir die loskakel, die lijnstang gaan plaasvind so ongeveer op die, net buiten die 10 treelijn van KS, en hulle gaan die bal kan voer. Lijnstang, skeieregter wat sê, maak oop man, ek soek spasie, as die KS vir die lijnstang kan voer, hulle doen so weer prachtig afgeneem deur Lichtenburg wat die oorhand het in die lijn staan, baie goed, ek dink is die 5de bal van KS wat gesteel, en die 4de bal, dan dryf Lichtenburg hom op, hulle gaan oor die 10 tree lijn, maar KS wat baie goed verdedig, om half in die lig hou, dan kry die man toch die grond gevind,
En toe sê hy daar iets vir die skeieregter verdedig, maar hy sê nee, julle het die bal verloor. En KS wat die bal gaan kry. Dis die skeieregter wat hier vir Mothusi en die kaptein naderop. Mothusi wat vir hom iets gesê het waarvan hy nie gehou het nie. En die kaptein wat net daar van die skeieregter af hoor, hy is in bevel, hy is in beheer, hy soek nie kommentaar as hy die wedstryd beoordeel nie wat reg is. Hy gaan nie sy besluit verander nie, hy gaan dalk eerder 50-50 teen jou gee. Bly uit sy kop uit. KS wat nou hierdie skram kan voer. Bal is in, skram wat in die lig opgaan, maar kom hy toch uit achter, kom hy in die achterlijn van KS, is heel achter in die lijn, goeie verdediging, gaat is Abe wat daar te verdedigen, prachtig, dan word die bal gesteel deur Lichtenburg. Skeieregter het sy die bal teruggetrek toe hulle die bal oorvat, hy moes hom gelos het, Lichtenburg was te reg met die bal te speel, maar hy is teruggetrek deur die KS speler, Skeieregter het mooi verduidelik, en dan gaan die strafskop kantlyn toe gejaag word. Nee, dan sê Mothusi nie, ons gaan pale. Mothusi sê ons gaan pale te meneer en die skeieregter wat sê, dis reg seun, jy mag het doen. En die skop kegeltjies wat opgebring word van Hanjo Nieuwoud. Hanjo gaan hierdie skop waarneem, so 10 tree van die kantlyn, is bietjie verder, so 20 tree van die kantlyn af, nee, so 10 tree, so 10 tree van die kantlyn af, op die 10 tree lyn van KS, is een moeilike skop, maar die wind achter hom, so die rigting kan kry, kom vorentoe, tref hom mooi, bal trek, hy trek tussen die pale deur, skitterende skop aan jou, en Lichtenburg wat 3 punte nader kryp, is nou 19-16, en daar is so 4 minute verby in die tweede helfte, baie mooi skop, aan jou wat een baie goeie stelskopper is, baie beheer oor sy skopwerk. Skeieregter wat nou weer verduidelik hierso van die strafskop wat hy toegeken het, dat daar die bal teruggetrek is en dat dit is hoekom Lichtenburg oorgeval het, want hulle kon kom vra, mooi verduidelik vir hulle, maar hulle is te reg om te vra. Dis het nou weer KS wat afskop, hier is een moeilike afskop teen die wind, hy sê teen nie, maar Lichtenburg speel om, skeieregter sê play on, Lichtenburg van die bal gekry, is weer Molloy met die gevaarlike bokskiks van hom, is een goeie een hierdie Koen wat wacht, maar die bal wat slag spring vir hom, prachtig ingekom hier heel achter, mooi sy werk om doen, en skop hy met die linkervoet na die oorkant van die veld, en was die duikslag laat, wat gaan die skeieregter sê, is in die hande van Carabello, Lichtenburg heel achter, maar goeie duikslag, hierdie 14 van KS, op hom, stop hom net daar, Lichtenburg wat weer die bal kry, word weer veld afgeskop, achterna gesit, maar hy gaan te hard wees, gaan net binnen die speelveld bly, en hy gaan toch in die kwartgebied bly, hy word doodgedruk. Skeieregter wat sê, dis een kwartlijn inskop, manne, bring hulle allemaal hier na die kwartlijn toe. Maar Tyron Masango wat weer goed gedoen het, daar so op die verdediging. Maar ek moet sê, hierdie taktiese skopwerk van Ria Molloy wat Lichtenburg in hierdie wedstrijd hou, elke skop is op die tiekie en die wat moet in die no man's land val doen dit, hy kry die gras, baie mooi taktiese skopwerk hier die skramskakel, en gaan hulle steelkant omspeel of oop, ek sê eerder na die linkerkant sê rarige steelkant, hulle swak aangeen, is weer KS vir die bal die hande kry, is weer Masango, skitterende duikslag, en word hy binnen toe gespeel, prachtig opgeval, en hierdie was onnodig, Lichtenburg, goeie werk, KS wat beloon word, swak aangewerk, 2 keer die bal weggegooi in hierdie beweging, en ek dink nie dit is wat afgerig is die manne, loskakel wat kom afrond hierso, ek dink het is die 14 wat daar weggehardloop het vir hulle, maar een swak los aangee wat opgepik word, en Brennan Matthijsse wat achter die pale kom druk, hy gaan hom heel waarskynlik verdoel, 7 punte wat nou onnodig was, maar vir KS is dit goud werd teen die wind op. En mens probeer altyd vir Seun sê, speel so dat jy altyd 'n kans het om die bal te kry, en dis presies wat hierdie 2 KS manne gedoen het. Op die verdediging, hard gedruk, en toe die losbal gegooi is hy opgepik,
En Matthijse wat sy man ondersteun het, agterna gesit het, hy het nie gaan staan en gehoop hy's deur nie. En toe hom nodig het, was Matthijse daar en hy sit 7 punte vir sy span by, die doelskop is deur die pale. Ons kyk geween na daardie 3, net seker maak op die replay. Ja, dis Masango, hierdie man wat 'n skitterwedstryd speel. Maar goeie duikslag deur die Einsteria Molloy, wie anders. En pragtig opgevolg deur die loskakel en 7 punte vir hulle Matthijse. Masango wat besig is, hierdie man het 'n hoë werksverrigting afgeskop deur Lichtenburg, lekker diep hangskop. KS wat hom bemeester, ek dink sy heel agter wat hom daar in die hande kry, dan breek hy weg en is weer die hande van Masango. Daar trek hy weer, John McCutcheon en hy kry die bal terug. Hier kom KS, pragtig, pragtig. Hier kom weer 'n 3. Nee, skitterende verdediging. Tatu Seabu, is Karabelo wat hom ingehardloop met KS het steeds beheer van die bal. Nou kom die versterkings by vir Lichtenburg en KS wat steeds aanval. Goeie besit wat hulle het hierso en dan ongelukkig verloor hulle in daai duikslag. Maar pragtige samewerking deur die heel agter in die vleuel daar. Weer Masango wat 'n skitterende wedstryd speel. Maar hierdie heel agtertjie is so stil gewees so ver, maar die kere wat hy moes werk het hy baie goed gedoen. 2 heel agter wat goeie wedstryd het elkeen. Ons kyk geween na daai beweging. Ek wil net 'n regstelling maak op die beweging. Sien ek nou, dit is Ralston Wilson wat daar weggebreek het met die 20 try. Pragtig gedoen. Terug in die hande van die skramskakel wat toe in die hande gekry is daar. Amper het ek gedink dit is loskakel Brendan Matthijse wat op pad was vir sy tweede 3, maar ek dink dit was 'n skramskakel gewees. 20 op die veld, Ralston Wilson wat daai breek gemaak het. Die 15 is Jaden Turner wat 'n goeie eerste helfte gehad het. Ek dink hy steeds op die veld, ek is nie seker nie. Ja, kan bevestig, hy steeds op die veld, hy het 'n goeie wedstryd sover, die 15 baie veilig. Dus het Lichtenburg wat hier die bal gevoer, dan kom hy uit van Hanjo Nieuwoud, het hom ver, gaan veld afjaag. Groot seun Hanjo en hy skop die bal baie ver. Dan hierdie en hy skop op die halflyn. En kyk waar gaan ons vlagman staan. Baie naby aan die halflyn. Ja, hy so 4-5 tree binne kan die halfgebied van Lichtenburg, baie goeie verligting wat gebring is. Maar hierdie Masango wat elke bal wat hy gekry het vandag moeilikheid gemaak het. Moeilike vleuel om te keer. Lekker vinnige man, hardloop mooi lyne. Lichtenburg kan hulle weer die bal afneem in die lyn staan of KS om nou terugkry. KS wat voer, dan kry hulle hom toch terug. Hierdie keer kom die bal uit, sy skramskakel waar daar ombreek en daar is niemand om te keer en dan trek hy. Molloy sy teenstander wat hom moet keer, maar hy het baie mooi veld gewen. Nou as ek het ten minste 15 tree gewen. Wat sê die skeieregter, die bal is verloor daar in die kontak en Lichtenburg gaan weer in die skram kan voer. Telling is nou 26-16 nadat Lichtenburg net na halftyd 3 punte aangeteken het, 4 minute binne die tweede helfte. As nou so 10 minute verby KS wat mooi teruggestaan het met 'n 3 deur hulle loskakel. Het hom ook verdoel. KS is heidaglik 26-16 voor. Is nou so 10 minute verstreke in die tweede helfte. Dan moet hy bevestig dat die tyd op die skerm is reg. Dit is korrespondeer met die telbord hier by die veld. Lichtenburg wat die bal terugspeel. Hanjo Nieuwoud in die hande van Tatu Seabu wat pragtig in die gaping en hardloop. Daar gaan Tatu. Daar gaan Tatu. Mooi verdediging deur daai agter, so ek sê hy het 'n goeie game, 'n goeie wedstryd, baie veilig, regte ding gedoen, gegaan vir die man. En hy het vir die oomblik die momentum gestop. Nou sit weer Lichtenburg wat steeds die bal het in 'n klein gaatjie en hardloop. Voorspelers wat bykom. Molloy wat hom speel daarso na sy linkerkant toe. In die hande vir die 4 slot. Lichtenburg wat die bal opsit. Nee, skeieregter sê nee, daar was 'n fout gewees en hy gaan hulle terugbring. Dit is 'n strafskop. Strafskop wat hy aan Lichtenburg toeken. KS se verdedigingslyn was omkant gewees. Maar pragtig gebreek deur Tatu Seabu. Hanjo wat hom baie mooi in die spasie gegooi het. En Tatu wat net reguit gehardloop het in die spasie, baie mooi breek. Nou is Lichtenburg skielik weer op die aanval. Hanjo Nieuwoud het hierdie een uitskop so 10 tree van die doellyn van KS. Pragtige gaping gehardloop deur Tatu, net reguit in, maar weer daai 14 wat by was om te verdedig van KS. Baie goed gedoen. Dis die 13 senter.
En dit vir hom gee, hy wat die verdediging gedoen het, is Lichtenburg wat bietjie slarig in die lyn staan is en dan verloor hulle hom. Ongelukkige besit wat hulle weggee daar. 5-10 tree van die doellyn af, maar hier wind pomp nog steeds, jy kan sien op die skerm. Kyk na die Borge se vlag, Westvaal en die Suzu se vlaggies. Dit wapper in hierdie wind. Volkswagen ook te kan raak sien, NWK, Toyota, al die borge wat hierdie wedstryd moontlik maak. Hulle vlaggies wapper vandag. Sien Rousseau Filling Station is ook hierso. Daar is wat hierdie bal gaan kan voel. 10 tree van hulle doellyn af. Verligting wat hulle kan bring hierso. Goeie skram, skeieregter sê nee man, julle staan op en julle is nie stabiel nie, kom ons gaan weer. En Jonathan Ingram wat weer die bal gaan voer. Daar is dit nou ander voorrye op, so ek gesê het. Nee, dit lyk toch of die loskop Ricolero steeds op, het lyk of de Walkoetser af is. Het gelyk of hy seer gekry het, hy het op die stadium daarna skram by Leen, sy skouer vastgehou, soos hoop de Wal het nie ernstig seer gekry nie. Sy plek is dan ingeneem, neem ek aan, deur M.J. Sandpan, dis ook die man wat die 3 gedruk het. KS wat nou hierso goeie skram sal wil hê. Die skram sit nog net nie lekker wil aan die gang kom vandag, en gaan nou weer grond, dus skeieregter sê nee manne. Gras is baie los hierso, gaan nie hulle skuif of in dieselfde plek nie, hy sê op dieselfde plek skram. En steeds Jonathan Ingram wat die skram voer. Skram wat baie tyd vat van hierdie wedstryd, of die skrams word ingesit door Jonathan, dan gaan weer grond, die keer gaan die skeieregter die nommer 18 straf van KS Sandman wat die 3 gedruk het, word hierdie keer gestraf, excuus is nommer 17. Sandman was op 'n stadium op die veld, hy het die 3 gedruk, maar dit is nou nommer 17 wat op die vaskopsak, op die loskop vaskop Jandrey Kap, is Jandrey Kap wat daar so gestraf word. Net sy bind verloor daar, word die vinnig gespeel deur Lichtenburg, George Pingutse wat die bal vorentoe dra, kom hy toch terug, hom half gerip daar so, maar Lichtenburg het hom steeds, Molloy wat die bal voer daar vir Vissie wat vorentoe gaan, Johan Duisel, man is bietjie laat op die skoonmaak daar so, KS wat hom amper afgeneem het, kom hy weer uit van Molloy na George Pingutse, George gaan af, weer 'n keer sit hulle hom op, hierdie keer is dit Lichtenburg se 4 slot, wat hard in hardklip daar so, die manne roep daar so, holding, maar die skeieregter sê nie, hulle was reg gewees. Lichtenburg wat steeds vorentoe gaan, Molloy voer hierdie keer sy 8ste man, Jaco Lotter, nee, Jaco word teruggeduik saamvis, goeie verdediging deur KS, Molloy wat weer 'n keer gaan voer, so lang en geef aan jou nuwe Tato Sabo wat deurkom, amper oor die doellyn, pragtige verdediging, hy was millimeters kort, nou sit Ria Molloy wat daar onderdeur probeer teiken, hy is nie daar, kom oor die doellyn, hy is ook kort, KS wat goed verdedig, scramble defense doen nie, en daar sit Lichtenburg wat oordryf, Lichtenburg is oor die doellyn, Tommy Drinkwater, groot vaskopstit van Lichtenburg, gebruik al sy krag en hy kom daar oor die doellyn, Tommy Drinkwater, well done Tommy, goeie 3, goeie kragwerk gebruik daar, goeie fases opgesit, soos ons gesê het, patient gewees, en goed gedoen daar, 3 vir Tommy Drinkwater, langs die pale. Kyk hier na die kyk weer, KS wat hulle uithou, keer op keer, en dan is het Tommy Drinkwater wat met Briete krag daar oor gaan, Jaco Lotter wat op sy rug was, goed gedoen Tommy en Jaco, die skop is deur die pale, en skielik is Lichtenburg terug in die wedstryd, 23-26 vir KS, lekker harde wedstryd, moet sê die skrams, wat bietjie die momentum breek elke keer, het vat lang vir die skrams om weer aan die gang te kom, en dan sit weer reset, is moeilik om te skram op die veld,
maar Lichtenburg wat uiteindelik terugslaan. Afgeskop deur KS. Skeieregter sê is 10, julle kan speel. Niks fout. Nee, dis die vlagman wat staan. Roep die skeieregter naby. Sy is aangeslaan van KS af. Vleel wat vir 'n oomblik gekyk het daar na die vlagman en steeds bly hardloop het, maar die vlagman het hom teruggeroep. En dis nie die vleel, is nommer 23. Het is bitter moeilik om die plaasvervangings te sien. 23, Jaden van Asweging wat daar weggetrek. Hy sê nie te ver agter toe, want hy het heeltemal sy hele Ek hoop die nommers op die spanlys wat ek het, stem oor 1. En ek vra om verskoning as ek die verkeerde name aflees, is die spanlys wat ek gekry het nou voor die wedstryd. Let's go! Ek weet nie of daar veranderinge was nie, ek kan bevestig dat Lichtenburg se loskakel Hanjo Nieuwoud is en nie soos op die spanlys Waylon Savage is nie. Ria Mutusi hierdie skram gaan voer tussen sy 10 treelyn en sy kwartlyn. Lichtenburg wat wil beter skram, hierdie is 'n meer stabiele skram. Mutusi vir die bal kry, ons skop hom daar in die kassie en gaan hy reg op vir hulle. Pragtig in die hande gekry deur KS egter, dan speel hulle hom vinnig terug na die skramskakel. Hy word grond toe gebring, KS se manne is daar om die bal veilig te maak. Dis die loskakel wat geskramskakel speel. Dan vir sy 13, ons het KS wat begin hardloop met die bal. En ongelukkig agtertoe aanslaan, maar hulle steeds die bal in besit. Lichtenburg wat wil kompeteer, want ek gaan hom nie terugkry nie. KS het die bal, en word die bal gespeel in een van hulle groot draers. Sy hande sit nog 'n fase op, hulle gaan daar na die oorkant van die veld te beweeg. 50-50 aangee, gelukkig kry hulle hom in die hande. Lichtenburg wat mooi opdruk in die verdediging, heeltyd die spasie toemaak. Dan sit nou weer KS wat hom opdra. Ek dink sy nommer 1, ja, is nommer 1 wat hom opdra daar vir KS, maar word teruggeduik deur Lichtenburg. En dan Jaco Lotter, wat die skeieregter sê, nee, jy moet nie speel nie. Kom nou, get out! Rico Leroux wat die bal opdra, daai groot stit van KS, en dan sit hier ongelukkig. George wat gly in die 7 flank wat wegbreek. Baie goed gedoen hierso, uit klomp meters gewen hierso vir sy span. Daniel Skuman. En is die bal uit, die bal lyk mens nog binne, vlagman sê is nog steeds binne, hulle is hier teen die hoofpaviljoen van die veld kant, dan gaan hy terug, is loskakel wat so dwarskop skop, soos wat ons op die televisie deesdae sien, 'n pragtige lees deur Dries Pretorius, goeie verdediging deur KS heel agter, ek het sê die man is takties baie goed, goeie heel agtertjie, goed gewag weer vir sy man, en 'n goeie duikslag gedoen, maar mooi gelees deur Dries Pretorius, nie 'n slegte wedstryd gehad het die kere wat hy betrokke was nie. KS wat hom nou weer opdra teen hierdie wind, hulle is so 5 tree buite die 10 tree buite die kwart gebeur, dan so klein rolskoppie deur, gespeel deur Lichtenburg. Hier is die hande van Carabello, hy gevaarlike heel agter van Lichtenburg, hy klop 2 manne, hy klop 3 manne, hy klop 4 manne, hy het steeds die bal en dan ongelukkig gee 50-50 aangee en KS vir die bal afneem. Hy moes hom net gehou het, daar was iemand om te kom seel op hom, hy moes die bal net gehou het. En word die bal teruggegee vir KS. En hy gaan uitgeskop word hierso by die sandpit. Tussen die kwartlyn, tussen die 10 treelyn en die halflyn van Lichtenburg. Ongelukkig Carabello wat net die bal moes hou, 4 manne geklop. En toe hou hy die bal, heel laaste wat hy moet vashou, gee hy toe 50-50 en KS vat af. En hulle verplaas die spel tot op die 10 treelyn van KS. Met Johan Duisel wat kan ingooi visie, maar hier's nou beserings, hier's manne met krampe en ons plaaslike ambulans EMS dienste is op die veld. Fysioterapeute is nou op die veld. Nommers 5 vir daai beserings. Ek het hier op die Lichtenburg spanlys op 14 vir Woosie George, maar ek dink nie dit is reg nie. Ek is nie seker wie is die 14 vir Lichtenburg nie. Daar's 2 daar, guys. George Pingucho, een van die manne wat hier moes aandag kry van sy fysioterapeut, maar lyk vir my George is op en reg. KS man wat ook hier so gesien is deur die mediese beamptes op sy knie gesaag, bietjie verbande geplak, versterkings aangebring en lyk vir my hy is ook reg.
Kabinitari 3, let's go. Jy het lots Kyk of wat time. aftel, daar bly 14 minute oor in die wedstryd. KS het 26, Lichtenburg het 23. Wedstryd wat hier gespeel word op Lichtenburg, die jaarlikse FNB Classic Clash, wat al vir jare aangebied word tussen Lichtenburg en KS. Kan Lichtenburg hier haas uit die hoed uittrek en hierdie een beklink hierdie jaar, Ja. of van KS met die Louwere wegstap, daar bly 14 minute oor. Let's go. Johan Duisel wat moet gooi, Lichtenburg se lyn staan wat moet vorm, dan stap hulle in. Ingegooi Jaco Lotter wat mooi rank, hy kry die bal in die hande, Lichtenburg wat 'n mol opsit, dryf maar beweging, en werk hulle vorentoe. KS wat 'n mooi blok op die stadion, maar Johan Duisel wat die bal draai, werk binnekant toe, dan gaan hulle links, dan gaan hulle regs. Bal raak bietjie staties, skeieregter wat nou net sê staties, en dan hulle vir Johan daar geïsoleer. Hy gaan grond toe, Lichtenburg wat hom nou speel. Ria Molloy wat daar 'n man uitroep vir David Passetti, die 6 flank, en sê kom ek soek 'n pot man, ek kom hardloop hier, dan Passetti wat goed doen om die bal uit te gee as hy in die lug gehou word. KS wat goed doen, hulle probeer die man wat aanval in die lug hou. George Pingutsu is hy alleen, hy gaan gelukkig deur die gat daar. Dan gaan George, goeie verdediging op hom, dan is daar manne by, versterkings is by. Ria Molloy het die bal. Ria gaan hom, hy gaan te hard wees, hy skop die bal deur. KS se heel agter is daar en hy los hom laat hy net hardloop oor die doodlyn. Daai skoppie was te hard. En ons gaan 'n kwartlyn inskop hê. Scrum. En KS en hulle soek die skram, hulle het 'n opsie gehad, hulle soek die skram. Lyn staan die skram opsie wat hulle verkies. Terwyl daar so 12 minute oorbly. KS wat hom kan voel. Hulle sal wel wegkom hier uit hulle kwartgebied. Maar dit is baie moeilik met hierdie wind. Dit is amper makliker om hom uit te hardloop. Jonathan Ingram wat die bal gaan voer. Dan voer hy hom, is 'n stabiele skram. Hy gaan net op grond toe, maar weggebreek daar deur die 8ste man. Sien hulle het nou 'n ander 8ste man op die veld. Ek is nie seker van die nommer nie. Ek gaan vir u nou die naam gee. Daar is wat steeds besit het, kom die bal terug, nog 'n pakkie wat hulle opsit, manne wat hard werk vorentoe die bal hard dra. En sit steeds KS, 5 slot weer af. En hier is moeilikheid vir Lichtenburg, hier is moeilikheid. Man wat daar deur die 90 grade gegooi word. Hier is moeilikheid, hier gaan 'n kaart wees. Dit was onnodig gewees. Praat daar met sy vlagman. Ons gaan nou seker weer 'n replay kry om te sien wat gaan hier gebeur. Ons gaan nou kyk. Ons kyk weer hier op die skerm. So, yellow penalty. Die man is gelukkig, het gaan net 'n geel wees. Hy is mooi neergesit, sê die skeieregter daar. Hy gaan 'n geel kaart kry. Net 'n strafskop. Dangerous play daar, strafskop met 'n geel kaart en die skeieregter sê ons wag vir die kaart. En daar gaan hulle hom nou uit. En dan sit mooi goeie sportmanskap. Hy sê daar jammer vir die duikslag wat hy uitgevoer het. Baie goeie sportmanskap, hand geskit, die manne is weer gelukkig. Wedstryd kan aangaan. KS wat 'n strafskop kry en hulle kan goeie verligting vir hulle bring hierso. Ek dink die kaart is daar gegee vir 5 Miguel Gonzalez. Maar wel dan Miguel, mooi om verskoning gevra. Dit was daarom nie aspres nie. Sulke dinge gebeur in die hitte van die stryd. En is altyd goed om te sien as jy dit herken en jy vra om verskoning. Niks ernstigs het gebeur nie, gelukkig. Wedstryd kan voortgaan. Halfpad tussen die 10 tree in die halflyn. KS vir die lyn staan voor. Hulle kry die bal terug. Probeer 'n dryfmaal opsit. Lichtenburg wat hom so 'n bietjie blok, maar KS wat so 'n paar meters wen en dan word daar weggebreek. Ek dink is Koen weer die 8ste man en dadelik gaan hy 'n strafskop kry. Skeieregter gee hom en hulle speel vinnig en Lichtenburg 'n bietjie aan die slaap gevang nie. Hulle vorder tot op die kwartgebied. Bal wat weer uitkom. KS het hom verseker daar. Ek sien nommer 1 wat daar gaan staan. Ek kom die bal agterlyn toe. Gaan hulle hom deur die hande speel, gaan hulle hom opsit. Dis daai 7 flank wat 'n Barsou speel wat hom opdra in die middel Skooman.
So het WKS wat hom kry, kom nog 'n keer hier deur die hande in die agterlyn af, 13 wat binne toe speel vir Masango, weer uit na sy heel agter, daar gaan die heel agter! Hy is sy oor, ja, sê die skeieregter. Ek het sy naam genoem 'n paar keer, is 'n baie veilige speler hierdie, twee goeie heel agter wat in aksie is hier. Maar weer eens moet ek hy naam noem. Ek moet hy naam noem, nommer 14, Masango, Tyron Masango, wat mooi kom werk, soek het hier aan sy kant, of aan die kant van die veld, linkerkant van die veld, pragtige hand-tot-hand bewegings, en deurgehardloop, deur Jaden Turner. Vlagman was baie goed in posisie, het gesien dat hy voet in die lyn geraak het, hy is veilig in, en die 3 wat goed toegeken word. Moeilike doelskop wat wag hierso vir Brennan Matthijsse, maar die 3 is gedruk, en dit maak die wedstryd, trek hom bietjie verder weg van Lichtenburg, 31-23 nou. Nou bly so 8 minute oor, Lichtenburg sal moet hard werk. Kom Matthijsse vorentoe, hy tref hierdie bal baie goed, maar hierdie wind is te sterk. Hy is kort van die pale, die wind het ook die rigting drasties verander van die bal. En Lichtenburg gaan nou moet 2 keer punte aanteken. Goeie werk daar, so deur die heel agter van KS wat 'n pracht 3 druk. 23-31 KS 31, Lichtenburg 23, Lichtenburg wat afskop. Anjo Nieuwit laat hierdie ene hang. Goeie kompeterende skop, maar KS wat hom in die hande kry en haar trek, KS is weer Skuman aan die flank. Hierdie man speel 'n balgame. Dag jy die bal uit, maar die verdediging wat hom mooi lees. Skuman moes dalk self gegaan het daar. Maar 'n pragtige breekslag en dan wen Lichtenburg die strafskop. Bal wat vasgehou word daarso deur die vleuel. Maar skitterende werk deur Skuman, die bal mooi in die hande gekry en ver gehardloop met die bal. Baie mooi loop, hy moes dalk die dummy gegooi het, want hy dalk self onder die pale gaan kuier, maar baie onselfsugtig, gee hy die bal uit. Goeie wedstryd wat Skuman speel. Nou sit Lichtenburg wat vinnig speel, hulle moet nou 3 druk, hulle moet nou punte, en is Tatu Sahabo wat 'n gat slaan, dan hol hy ongelukkig terug daar in 'n klomp verdedigers in, maar hy trek hulle terselfdertyd in, as Lichtenburg die ene vinnig kan uitkry, kan iets gebeur. Kom die bal deur die hande, Scarabello, kan my deur die gat, nee, pragtige verdediging, KS wat daar hou in die trui is, Masango weer, dink ek. Dis die 13 center, Lichtenburg wat hom toch terug speel. Dis 23, ekskuus, ek moet vir 23 sy naam noem vir KS, as hy met die verdediging uitgevoer het, en ek het hom op as Jaden van Asweging. So Jaden, ek hoop het is jy. Ek vra weer om verskoning as ek verkeerde name gebruik, ek werk van die spanlys af, ek ken nie die kinders nie. KS wat hierdie skram gaan neem. Op Lichtenburg se 10-tree lyn. Lichtenburg gaan hom voet. Wind wat pomp in die agtergrond teen die bome, kan jy dit sien. Is nie lekker speelomstandighede nie. Maar hierdie KS manne wat vandag hard gespeel het teen die wind en so ver in hierdie tweede helfte. En dalk net daardie 3 wat hulle in die eerste helfte net voor halftyd gedruk het wat die verskil kan wees. Toe Lichtenburg mooi teruggekom het en 13-12 voorgeloop het. Skeieregter wat hier praat met drinkwater, Tommy drinkwater en sy opponent. Sê vir hulle, open your cap, hold your cap. Rico Leroux wat 'n harde wedstryd gespeel het. Molloy kan die skram voer, hy doen so. Lichtenburg wat hom uitkry, is Molloy wat wegbreek. En dan trap hy weer binne toe en hy gly. Miskien moes hy bal vleuel toe gekom het. Lichtenburg wat hom toch so keer, Jaco Lotter wat hom terugspeel daar van Anjo Nieuwoud. Het gaan Anjo doen 'n lang aangee en dan sit ongelukkig Carabello wat die bal wil aanklap, maar hy klap hom vorentoe. Dus hom dalk net gevang het. Klein foutjies wat groot verskille maak in die uitslag van 'n wedstryd. Klein foutjies. KS wat die besit terugkry met 4,5 minute wat oorbly. 31-23. Is dit genoeg vir KS of kan Lichtenburg nog vir Oulaas? As hy die hoed uittrek. Toeskouers wat angstig wag
Wie gaan hierdie een deurtrek? KS het 'n redelike kussinkie. 8 punte is baie punte om in 4 minute in te haal. In 'n eerste spanwedstryd. KS wat hom voer. Die bal kom terug. En dan sê die skeieregter, nee manne, nee, ek is nie tevrede met die skram nie. Daar's 'n man wat lyk my krampe kry. Wat gaan die skeieregter beslis hier? Wat gaan ons doen? Sê Brennan Matthys en Jonathan Ingram wat mooi saam gespeel het as 'n skakelpaar. Die twee senters Marcus Symington en Simpiwe Nero wat hard gewerk het. Tyron Masango, Jaden Turner en die Alzino Skalkwyk net sulke goeie werk gedoen het. Aan Lichtenburg se kant was Jaco Lotter besig gewees, die 8ste man. Johan Duisel wat 'n paar harde carries gehad het, goed gespeel het sover. Ria Mutusi het 'n goeie wedstryd gehad, stiller tweede helfte, baie goeie eerste helfte gehad. Resi Pretorius was redelik veilig geweest. W.J. Liebenberg, veilige game gehad. Tatu Sahabu was besig, mooi 3 gaan gemaak ook. Karabelo Gamanyana, goeie eerste helfte gehad, bietjie stil in die tweede helfte. Paar manne wat hande opgesteek het vandag, het gewys het wat in hulle steek. En dan is die vryskop, Lichtenburg, KS wat te vroeg skram. Vryskop, wat gaan Lichtenburg toe met hierdie een? Ria wat die bal soek, KS manne wat nou opstaan, en is het Ria wat hom tik, hy gee hom vir Johan Vissie. Duisel wat vorentoe dryf, die defense is baie laat, of die cleaners is baie laat, defense is vinnig op hom, ek dink hulle het ook gevat, KS het hom afgeneem. Lichtenburg wat sy cleaners baie laat was, KS wat buite hom speel is, weer Skooman wat hardloop met die bal, en dan sit Masango wat hom ongelukkig nie, het was nie goeie aangee nie, hy so in die aangee het hy 'n duik gevat en duikslag gevat en die bal wat op die grond beland het. KS, tyd wat aftik, 2 minute 20 sekondes, KS is 8 punte voor, wedstryd wat plaasvind tussen hierdie stadium tussen die 10 tree en die kwartlyn van KS, waar Lichtenburg hom kan voer, kan Lichtenburg hierdie wedstryd opwindend maak deur nog 'n 3 te druk. Ria Mutusi wat gaan voer, dan doen hy so, hy gooi die bal in, dan kom die bal uit in die agterlyn, Hanjo Nieuwoud so oorslaan aangee, maar is weer in 'n gat in daar, los gevaarlike aangee, KS vir die bal weer afneem, neem hom af, dan sit 'n pick and drive daar deur die middel, maar Lichtenburg se verdediging wat hou, en KS weer die bal, is nou die skramskakel wat vervang is, lyk vir my nommer 20 is op die veld, wat nou skramskakel speel, KS is nou op die aanval in die kwartgebied van Lichtenburg, 20 het ek is Rolston Wilson, ek het al sy naam genoem, mag verkeerd wees, maar dit vir my gelyk of, dan is dit KS wat eerskop, en hulle druk 'n 3, KS wat 'n 3 druk, daar was nou gechommel gewees, ek wil net voor ek hierdie naam noem, gou die nommer kyk, ek wil my verstout om te sê, dit lyk weer soos Masango, net kyk, die man kry daar, dit is inderdaad Masango, wie anders, hierdie man het 'n balwedstryd gespeel, as ek nou moet 'n man of the match kies, sal dit my man of the match wees, hy het 'n baie goeie wedstryd gespeel, sy hardheid gespeel, baie werkverrigting gehad, hoë werkverrigting gehad, en as ek moet 'n man van die wedstryd aanwys, sal dit vir my die 14 van KS wees, Masango, 2-3 gedruk, 1 gemaak, vir sy loskakel, uitgestaan op die dag, Tyron Masango, doelskop wat geskop word, hy's tussen die pale deur Brennan Matthys wat 2 punte bysit, nou gaan die telling rek na 38-23, en ek dink is neesie verby vir Lichtenburg, die tyd is klaar, gaan op 1 afskop wees, maar KS wat die bragging rights weer kry vandag, Lichtenburg was lank in die wedstryd gewees, maar KS wat hom deurtrek, 38-23 op die stadium, laaste afskop is weer KS wat hom vorentoe vat, harde werk, die fluit wat plaas, nou is dit net om hom van die baan af te kry, gaan hulle nog verder wil speel, hulle wil nog speel, so in die hande van Koen, die 8ste man wat 'n goeie game gespeel, dan speel hy hierso, en een van sy manne, spasie wat oop gaan hierso, hy moes laat loop die bal KS, daar gaan die bal, is weer die 15, daar trek hy, Lichtenburg Molloy wat kom keer, en hy duik hom uit op die kwartlyn, en die eindvlekkie wat plaas, skitterende oorwinning vir KS, wel gedaan Klerksdorp Hoërskool,
wat dan die 2026 Classic Clash tussen Lichtenburg en KS wen hier op Lichtenburg. Wedstrijd in 'n goeie gees gespeel. Wel dan KS. Sal gou vir u deur die statistieke hardloop van die wedstryd. Goeie oorwinning vir KS. KS dan in die eerste helfte 3 gedruk en in die tweede helfte. Eerste helfte KS is 3-3 gedruk in die eerste helfte, 3 in die tweede helfte, 2 van die 3 verdoel in elke helfte, 57% besit in die eerste helfte gehad, 50 in die tweede helfte, 4 uit 7 lynstaande gewen, hulle skrams 2 uit 2 gewen, hulle lynstaande 2 uit 2 gewen, in die tweede helfte, die skrams het hulle 5 uit 5 gewen in die eerste helfte, 3 uit 5 in die tweede helfte, 4 hanteerfoute in die eerste helfte, net 3 in die tweede helfte, geen kaart in die Lichtenburg het 1 geel kaart gekry, 4 hanteerfoute in die eerste helfte, 2 in die tweede helfte. Ons sê vir die totsiensie van Lichtenburg, baie goeie Classic Clash wedstryd en baie geluk aan KS die oorwinnaars op die dag 38-23. Hello.